of die vorige boodskap het ek gepraat oor daardie geloof wat gepaard gaan met werke, en ons gaan nou by die werke uitkom, dit wat gesien word, en dit wat gehoor word. Wanneer ek praat van geloof wat gehoor word, beteken dit nie net en sê, ek glo nie, is baie dieper, as om net te sê, ek glo. U gaan dit vanmôre sien. En ek wil in die eerste voorbeeld, wil ek gaan stil staan, en dit is met daardie blinde man, wat daar gesit het, en ons stel dit op in Markus 10, jammer, vanaf vers 46 tot 52, woord van die Here sê, en hulle het in Jerigo ingekom, dit is Jesus en sy disippels, en die Bybel sê, en toe hy uit Jerigo uitgegaan het, sy disippels en 'n aansienlike skare, wat Jesus gevolg het, en saam met Jesus, en sy disippels uit Jerusalem uitgegaan het, sit daar 'n blinde man, dit is Bartimeus, die seun van Timeus, langs die pad, en wat doen hy? Hy bedel. So is dit ook al gevalle in die Bybel waar ons gesien het, selfs met Petrus en Johannes toe hulle op pad tempel toe was daar ook 'n man wat krepeel was in hierdie geval en hy het gebedel. Soortgelyke geval hier, hierdie man was net blind gewees. En die eerste opmerking wat ek wil maak in hierdie verhaal, lê in die volgende woorde. En toe hy hoor dat dit Jesus van Nasaret was, begin hy om uit te roep, daar's 'n reaksie. Toe hy hoor dit is Jesus, toe is daar 'n reaksie in hierdie man se lewe, en wat doen hy? Want hy kon Jesus nie sien nie, maar hy roep uit en hy sê, Jesus, seun van Dawid, wees my barmhartig. Eerste ding wat ek wil noem, is dit as hierdie man nie gehoor het van Jesus nie, het hy nie geroep nie. Maar die woord van die Here sê, hierdie man het immers van Jesus gehoor, daar moes iemand gewees het, wat vir hom vertel het van Jesus. Daar's 'n wêreld daar buite, wat van Jesus moet hoor. Wie gaan vir hierdie mense vertel van Jesus? Want mense gaan nie uitroep na Jesus toe, as hulle nie van hom gehoor het nie. Mense kan nie glo in Christus, as hulle nie gehoor het van Jesus nie. Wie is hulle wat van Jesus moet vertel, my Jesus? Ek dink is waar ek in nie inkom, is dit nie so nie? Die mense het jy af van vertel van Jesus, wat Christus vir jou pad gebring het, sodat jy vir hulle kan vertel van Jesus, want jy ken ons vir Jesus, of nie? Vertel van hulle van dit wat Jesus in jou lewe gedoen het, sodat daar geloof in hierdie mense kan kom, en wanneer Jesus by hulle pad verbykom, dat hulle ook kan uitroep, soos hierdie man. As mense nie gaan hoor van Jesus nie, gaan hulle verlore, is daar nie geloof nie. Romeine 10, vers 13 tot 15 is baie na my hart. Hierdie is 'n woord wat ek bid daagliks in my lewe. Die Here, woord van die Here sê, want almal wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Maar hoe kan hulle die naam van die Here aanroep, en wie hulle nie geglo het nie? Hoe kan hulle glo as hulle nie gehoor het nie? Hoe kan hulle hoor, as daar nie gepredik word nie? Hoe kan daar gepredik word, as hulle nie gestuur word nie? Die Here, die my sal stuur, Here. Stuur my, Here. En in die Ou Testament kom God en hy het 'n uitroep. Wie sal ek stuur? Hoor die woord vanmôre, my broer en sussie. Sien Jesaja 6 vers 8 kom, hy sê, daarop hoor ek die stem van die Here wat sê, wie sal ek stuur? Die oproep van God. Is ook vanmôre hier. Wie gaan ek stuur, sê die Here.
gaan. Staan op, hy sê, Here, hier is ek, stuur my. Staan mense hier vanmôre. Amen. Amen. Wat sê Here? Ek is hier. Stuur my. 2 Konings 2 vers 2. Elia. En Elia het vir Elisa gesê, bly tog hier, want die Here stuur my na Bethel. Vers 4 sê, en Elia sê vir hom, vir Elisa, bly tog hier, want die Here stuur my na Jericho. In vers 6 sê, en Elia sê vir hom, bly tog hier, want die Here stuur my na die Jordaan, waar God wil jou stuur. Amen. Lukas 7:27. Dit is hy van wie daar geskryf is, kyk, ek stuur my boodskapper toe die aangesig, wat u weg voor u sal regmaak. Here, ons weet dit is Johannes die Doper, my broer en suster, want God wil jou en my stuur. God stuur mense met 'n boodskap. Jy het 'n stem. Ek wil dit vanmôre vir jou sê. Jy sit nie net hier nie. God het vir jou 'n stem gegee, sodat mense kan hoor van Jesus en tot geloof kan kom. Dit is net 'n profetiese woord van Maleagi 3 vers 1. Gebeur met hierdie blinde man. Ek weet net hy moes gehoor het van Jesus. Want hy roep uit in geloof toe hy hoor dis Jesus. Van wie hy gehoor het en hy sê, wees my barmhartig. Het jy geweet God is barmhartig? Hoekom ek en u en 'n verlore mens in die wêreld, of 'n blinde, of 'n krepele, hoe kom hulle by Jesus uit en by sy barmhartigheid? Hierdie sleutels wat ek vanmôre vir u wil gee. Jy sien dit laat my dink aan die 10 melaatses in Lukas 17, vers 11 tot 14. En op sy reis na Jerusalem het hy deur Samaria en Galilea gegaan, en toe hy in 'n sekere dorp ingaan, kom 10 melaatse manne om tegemoet, wat op afstand bly gestaan het, want hulle kon nie naby hom gekom het nie. 'n Melaatse mag nie naby ander gekom het nie. En dan het hulle stem verhef en gesê, Meester, wees ons barmhartig. Hulle roep uit. Geglo in Jesus. En toe hy hulle sien en hulle hoor, sê hy vir hulle, gaan vertoon julle aan die priesters, en terwyl hulle weggaan, het hulle rein geword. En een het teruggekom, en hy sê vir hom, staan op en gaan, jou geloof het jou gered. Ek praat met geloof, gekwalifiseerde geloof, wat gehoor en gesien word, wat redding bring. En kom ons gaan kyk, baie belangrike ding, wat ek vir u wil noem, Kerk van Jesus, ek waarsku u vanmôre. Die volgende gedeelte. Ek wil hê met 'n woordjie agter my aan sê, en die Bybel sê, en baie, sê baie. Amen. En baie ongelowiges het hom bestraf. Jy moet stil bly. Praat hier van mense wat saam met Jesus gestap het en Jesus gevolg het. Ek praat nie hier van ateïste en anti-Christe daar buite in die wêreld nie. Hierdie is baie wat Jesus gevolg het, saam met hom gestap het. Ek wil jy moet net baie let hierop. Hoeveel? Baie. Wees versigtig vir baie in die kerk wat volgelinge is van Jesus. Want wanneer jy bereid is om op te staan in geloof, dat hulle jou nie stil maak. Amen. Amen. Ek praat van gekwalifiseerde geloof wat gehoor word. Want hier is 'n man wat sit en uitroep na God. Want hy wou gehad het dat Jesus moet hom hoor. Want ander gaan jou wil stil maak. As jy opstaan in geloof. Baie belangrik. Wat doen hierdie man? Okay, alright. Gaan stil bly. Jy het harder geroep. Amen. Halleluja. Daar's niemand en niks wat hom kon stil maak nie. Hoekom? Een woordjie wat jy moet neerskryf in hoofletters. Hy was desperate. En die Here gee vir my
Bybelwoorde, kerk van Jesus. En hy sê vir my, hoekom dinge nie gebeur in die kerk nie. Want hulle is nie desperaat nie. My vraag aan u vanmôre, hoe desperaat is jy? Sal jy ook harder uitroep as ander mense jou stil maak? Dis die vraag. Ek bid en ek vra die Here, toe God my sekere gedeeltes in my hart geprikkel het. Ek sê, Vader, hoe is dit so dat daar soms krag vloei en ander kere nie? Want soms is daar krag vir wonderwerke. Here sê vir my desperaatheid. Desperaat. Dis ek en u. Hierdie man was desperaat. Ek sê niemand keer hom nie. Hy roep harder uit. Ek wil vanmôre vir jou sê, toe Jesus die eerste keer daar verbygeloop het en hierdie man hom aangeroep het, het hy gestop. Nee. Het Jesus hom gehoor? Ja. Tuurlik. Baie keer hoor Jesus ons. As geen desperaatheid. Jesus wil die desperaatheid in jou sien. My boetie en sussie. En toe Jesus agterkom, hierdie man is desperaat, toe stop hy. Ek bid die Here, terwyl Jesus nou hier verbygaan, dat hy gaan stop. Amen. Amen. Heilige Gees sê by Willem, weet jy nou hoeveel dienste het Jesus al hier verbygegaan, het hy gestop nie. Hoekom? As hy desperaat genoeg is. Desperaat nie met Jesus. Nie dat Jesus gaan sommer net stop nie. Ek dink dis 'n boodskap vir die kerk moet hoor. As jy weet wat Jesus beweeg om te stop. Amen. Dis 'n ander liedjie gesing. Ek weet nie of julle hom ken nie. Jesus gaan nou hier verby. By jou en my mag dit nie gebeur nie. Wat wil ons sê met Jesus doen? Moet stop! As Jesus net verbygaan, gebeur dit nie, maar Jesus moet stop, ons moet sy aandag trek. Ek wil vir jou sê hoe jy Jesus se aandag kan trek, my boetie en sussie. Desperaat te wees. En toe Jesus sy desperaatheid sien, toe gaan stop Jesus. En Jesus sê dat hy geroep moet word. Jy en Jesus moet jou roep vanmôre. Amen. Amen. Here, mag ons so desperaat wees dat Jesus jou roep vanmôre. Jesus. Jesaja 53:1. Maar nou so sê die Here, jou skepper, o Jakob, jou vermeerder, o Israel, wees nie bevrees nie, want ek het jou verlos. Ek het jou by jou naam geroep. Weet jy dat God jou by jou naam roep vanmôre? Amen. Dink jy God ken jou naam? Ja. Natuurlik, nie jou man of jou vrou nie, jou kinders nie. God ken jou naam. God roep jou by jou naam. Jesaja 45:3 en 4. En ek sal jou die skatte gee wat in die donkerheid is en die verborgde rykdomme. Woe! Dis diep. Sodat jy kan weet dat ek die Here is wat jou by jou naam roep. Die God van Israel, terwille van Jakob my knegt en Israel my uitverkorene, het ek jou by jou naam geroep. Ek het jou 'n Here naam gegee. Dit is nie net 'n naam nie. In God se oë het jy 'n erenaam. Net vir Israel nie. As dit vir Israel was in die Ou Verbond, hoekom nie vir 'n Nuwe Testamentiese volk ook nie? Amen. Ek het jou 'n erenaam gegee. Wel jy my nie geken het nie. Sien? Dis die barmhartigheid en die genade van God. Jesus. Gebeur met hierdie man. En hulle roep die blinde man en sê vir hom, hou goeie moed staan op. Hy roep jou. Here roep jou vanmôre.
Ek wil nie met die woord van die Here hoor vanmôre. Ek doen suster, wat doen hy? Gooi sy kleed af, hy staan op en hy kom na Jesus toe, is die volgende ding wat die Here vir my gewys het. Nee Willem, ek is in die comfort zone van my huis, kan Jesus nie na my toe kom. Nee, Jesus sê, kom jy na my toe. Ag Jesus, nee, kan nie nou nie. Maar Jesus, jy kan na my toe kom. Here wys my. Hoekom daar dinge nie gebeur nie. Gaan nie net oor desperaatheid nie. Gaan oor storm jy na Jesus. Weet jy wat sê die woord van Here Jakobus 4 vers 8? Nader julle tot God, dan sal hy julle nader. Amen. Matteus 11:28 kom hy sê, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is. Nee, Jesus kom. Here, kom hier na my toe. Ag, kan julle vir Jesus vra om na my toe te kom? Dis nie desperaat nie. Hy sê, dan sal ek vir jou rus gee. Kom na my toe. Jesus antwoord sê vir hom, wat wil jy met dit doen? Wat het die blinde man gedoen? Hy het gesit en kerel. Wat wil jy met dit doen? Jesus, ek is blind, Jesus, ek kan nie werk nie. Ek kan nie vir my paar R1000 gee, Jesus. Ek moet kosies koop en 'n bietjie skuld om te betaal. Nee. Jesus dat ek mag sien. Jesus sê vir die volgende, want waaroor praat ek met u? Ek praat met jou oor gekwalifiseerde geloof wat gesien en gehoor word bring wat? Redding. En Jesus sê vir hom, jou geloof het jou gered. Wat se geloof? Gekwalifiseerde geloof wat gehoor was. Is nie net Jesus wat dit gehoor het nie. Ander mense het sy geloof gehoor. Ek praat nie net oor oppervlakkige geloof nie. Ag, ek glo. Hierdie is geloof wat gehoor was. Hoor Jesus jou? Ja, hy het geroep na Jesus een keer en dan het Jesus nie gestop nie en sê, ag, dis dalk nie vir my. En ek hier 'n tweede voorbeeld gee. Eerstens praat ek met u oor geloof wat gehoor word. Kom ek vat hier nou 'n verhaal waar geloof gesien word. Want dis hierdie geloof wat redding bring. Almal ken die verhaal van die vrou wat in bloedvloeiing gelei het. Ek gaan vir julle dieptes uitbreek hier. En oorbreek, maar Markus 5 vers 25 tot 34 en 'n sekere vrou wat 12 jaar lank aan bloedvloeiing gelei het. Julle, dit is hartseer. 12 jaar lank sit hierdie vrou met hierdie siekte. Sy was by dokters gewees, sy het al haar geld aan dokters spandeer, sy het gelei onder hierdie dokters, sê die Bybel. Kan jy gesond word? Sy het erger geword, sê die Bybel. En nou kom die gedeelte hier en sê, en het van Jesus gehoor. Amen. Wat het gebeur met hierdie vrou? Sy het van Jesus. Amen. Lei dit vir julle klokkie. Wat het die blinde man? Hy het van Jesus gehoor. En omdat hy van Jesus gehoor het, toe Jesus daar verbygaan, halleluja, toe gebeur daar iets in sy lewe. Net soos hierdie vrou, toe Jesus daar verbygaan met die skare op grond van die feit dat sy van Jesus gehoor het. Het iets gebeur in haar. Maar moet ek en u vir mense vertel van Jesus. Dit gebeur dalk nie die oomblik wanneer jy hulle vertel van Jesus nie. Maar daar kom 'n geleentheid wat Jesus by hulle verbygaan, wat hulle uitroep na Jesus. Sy het van Jesus gehoor. Dit moes 'n goeie boodskap gewees het. Want op grond daarvan het geloof in haar hart uitgekom. Wat vertel julle van Jesus? Is julle boodskap 'n boodskap wat geloof in die harte van mense bring? Amen.
en onder die skare van agter gekom en sy kleed aangeraak, want sy het gesê vir haarself, as ek maar net sy klere kan aanraak, sal ek gesond word. Is dit geloof? Dis geloof. Ek droom suster. En dadelik, toe sy dit gedoen het, het die fontein van haar bloed opgedroog. Jy sien, sekere genesing vind onmiddellik plaas. Ander nie. Hier is 'n genesing, onmiddellik. Want toe sy daai kleed aanraak, wat gebeur? Wauw, krag vloei. Wat gebeur verder? Sy het toe opgemerk dat sy van haar kwaal genees is. En dadelik toe Jesus in homself die krag gewaar word wat van hom af uitgegaan het. Nou hiervan. Amen. Ek doen suster. Lia sal getuig daarvan, ek dink ander mense. Kyk jy dan bid jy vir mense. Lê vir mense hande op. Soms voel jy 'n krag van God wat deur jou vloei. Amen. Ek het al ervaar en beleef. Dis hoekom ek die Here bid en sê, Vader, hoekom is daar partykeer 'n krag wat vloei en ander kere nie? Ek dink dit is belangrik, my broers en susters. Ernstig besig om te gaan kyk daarna. Want Christus het opgemerk dat daar 'n krag is wat deur hom vloei. Draai om onder die skare en sê, wie het my klere aangeraak? Sy disippels antwoord hom, u sien dat die skare u verdring. Jesus, dis baie mense wat u aangeraak het, maar wat nie desperaat was. Hoeveel raak Jesus aan? Baie. Maar jy sien, hierdie vrou het 'n missie gehad. Hierdie vrou het van Jesus gehoor. Hierdie vrou het gekwalifiseer te glo wat gesien was. En sy daai kleed aanraak. Was dit anders as al die ander wat Jesus se kleed aangeraak het? As baie wat die kleed van Jesus aanraak. Maar daar is 'n verskil wanneer jy desperaat is. Wanneer jy gekwalifiseerde geloof het in Jesus om 'n wonderwerk in jou lewe te doen. Hy sê, wie het my aangeraak? Toe kyk hy rond om haar te sien wat dit gedoen het. Die vrou wat gevrees en gebeef het omdat sy wis was wat met haar gebeur het, kom toe en val voor hom neer en vertel hom die hele waarheid. Vertel maar die waarheid vir jou. En wat ek geleer het, vertel vir Jesus die waarheid. Dan kom vers 34, want waarmee en waaroor praat ek met u? Ek praat met u oor gekwalifiseerde geloof, wat gesien en gehoor word wat bring? Redding. Nou sê vir haar, dogter, jou geloof het jou gered. Hoekom? Want hierdie geloof was gesien deur Jesus Christus. En gevoel. Amen. Dis geloof wat gesien word. Hoeveel mense vandag dring deur die skares van ongelowiges en gryp die kleed van Jesus vas? Veel. Waaroor praat ek? Het jy die woordjie neergeskryf in hoofletters? Wat se woordjie? Amen. Desperaat! Ek sien 'n vrou wat desperaat is. Teen alle odds dring sy deur om by Jesus uit te kom. Het nie gewag dat Jesus na haar toe moet kom. Van die liggies aan. Amen. Want ons soek ons wonderwerke. Jesus said to her daughter, your faith has made thee whole. Jou geloof het jou genees. Daai woordjie gered is genees. Go in peace and be whole. Weer 'n keer word die woordjie whole gebruik. Die eerste woordjie is zozo, genees. Die tweede een is be whole. Huga is om gesond te word. Sien. Jou vrede, my broers en vrou, jou gesond. Sien, dis nie die enigste keer wat mense Jesus se kleed aangeraak het nie.
Jy geweet, as jy gaan kyk na Markus 6, dan kyk 'n bietjie, nie enigste geval nie. Lyk net as baie meer mense wat Jesus se kleed aangeraak het met die doel om gesond te word. Nie net hierdie vrou nie. Ek lees ook gou vir in Markus 6 vers 56. En waar hy ook al ingegaan het, in dorpe en stede, of buitewyke, het hulle van die wat ongesteld was, op die markpleine neergesit en hom gesmeek om, al was dit maar om die soem van sy kleed af te raak, en almal wat hom aangeraak het, het gesond geword. Amen. Sien, hierdie is 'n ander geval, Jesus aan te raak, met die doel om gesond te word. Dis geloof wat gesien word by Boetens sussie. Dis wat ons nodig het in die kerk. Hoe desperaat is ek en ek sluit af vanmôre. Ek glo God wil mense bedien in hierdie plek. Maar nie hulle nie. Asseblief, Jesus gaan nou hier verby. Ek wil hê dat jy dit moet sien, my boetie en sussie, dat Jesus is besig om hier verby te gaan. Wat gaan Jesus laat stop? Desperaat. Hoe jy die naam van die Here aanroep. Jy sien, want elke keer, en is nog 'n ding wat die Here vir my gewys het, is eerbetoning. Eerbetoning. Nog 'n sleutel wat die Here vir my gegee het, wil jy wonderwerke sien gebeur. Hierdie blinde man kom voor Jesus en sê, wat moet hy sê? Rabboni! Lord! Kom van die woordjie rabbi, wat beteken, a title of honor. Amen. Master! Honoring, eerbetoning. Wanneer jy na God toe kom, eerbetoning. Hierdie vrou het voor Jesus se voete neergeval in eerbetoning. Eerbetoning. Een van die sleutels wat die Here vir my gewys het vir krag om God om te groei. Eerbetoning, honoring, they honor Jesus. Sy eie tuisdorp het hom nie geëer nie. Hoeveel wonderwerke het daar plaasgevind? Bitter min. En niks. Krag vloei nie. Dan die eerbetoning is. Vra vir u vanmôre. Vir hulle in die naam van die Here aangeroep het in die laaste tyd vir 'n wonderwerk. Praat met jou met Jesus. Neem God kyk na jou hart en hoe desperaat jy is. Praat met desperate mense vanmôre. En ek weet dis krag van God vanmôre. Ek weet dat Jesus gaan nou hier verby. Maar ek en u in ons desperaatheid en ons uitroep na God in geloof wat gekwalifiseer is. My broer en suster, wat God wil sien en hoor, is wat Jesus gaan laat stop vanmôre. Desperaat is jy. Wat desperaat. Neem met julle oorstyd van elkeen se besig. Jesus gaan nou hier verby. By jou en by my. Verby. Wil jy hê dat Jesus moet stop vanmôre? Jy, al is hy net een vanmôre. Jy is dalk nie blind nie. Het iets anders in jou lewe. Maak nie saak wat jy sit vanmôre nie. God sê as jy die naam van Jesus aanroep, en jy is desperaat en laat nie toe, dat hierdie ander ongelowiges hier jou stil maak nie. En Jesus stop vanmôre. Hy gaan stil staan. Want hy het 'n saak met jou en Here roep jou vanmôre. Ek wil hê jy moet weet, Jesus roep jou. Waarom roep jy die Here mense vanmôre hier? En die Here sê jy moet kom vanmôre. Wil jy moet kom. As jy die een is wat desperaat is, as jy die een is wat God nodig het, as jy die een wat uitskreeu vanmôre, dan kom staan jy hier voor. Want die Here roep jou. Amen.